algemeen gesels Christene nie graag oor die hel nie. Inteendeel, sekere Christene glo nie eers in die bestaan van die hel of die duiwel nie. Maar die Bybel is baie duidelik. Die duiwel bestaan en die hel is 'n werklikheid. Miskien sukkel ons so met die konsep van die hel, want sekere mense worstel met die gedagte dat 'n God van liefde mense na hierdie verskriklike plek kan stuur. Maar het jy geweet, die hel was nog nooit bedoel vir mense nie. Matteus 25 vers 41 sê die volgende: Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, want God het julle vervloek. Gaan na die ewige vuur wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy bose engele. Hierdie ewige vuur was nog altyd bedoel vir die duiwel en sy bose engele, nie vir mense nie. Daarom, vrou, het God sy eie seun opgeoffer, sodat geen mens ooit hierdie hel hoef te beleef nie. So nee, God stuur geen mens hel toe nie. Mense maak daardie keuse heeltemal op hulle eie, wanneer hulle Jesus se offer verwerp. Johannes 3 vers 36 in die boodskap sê die volgende: Iemand wat dus deur geloof 'n vriend van die seun word, sal vir ewig en altyd sy vriend bly. Maar iemand wat die seun die rug toekeer en nie na hom wil luister nie, sal nooit so 'n vriendskap ken nie. Hy sal wel iets anders leer ken, die woede en straf van God. Jesus het elke stukkie van God se woede en straf geabsorbeer die dag toe hy aan die kruis gesterf het, sodat die wat sy offer aanvaar, nooit weer die woede en straf van God hoef te ontvang nie. Miskien vra jy 'n ander vraag. Hoekom gee God ons dan 'n keuse? Hoekom ons almal dan nie net dwing om hom te kies nie? Dis eintlik so eenvoudig. Die Engels sê dit die beste. Love demands a choice. God wil ons 'n keuse gee. Hy wil hê dat ons uit liefde Jesus moet kies. Anders is dit mos nie liefde nie. God het uit sy liefde sy seun gegee. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mag elke vrou op hierdie groep weet, dat God uit liefde 'n weg gemaak het vir elkeen van ons, dat nie een van ons verlore mag gaan nie, maar dat ons die ewige lewe sal hê. Wil jy nie net vandag vir hom dankie sê nie? Dankie dat hy 'n weg gemaak het vir jou en vir my, en dat ons nooit hierdie verskrikking van die hel sal hoef te beleef nie. Dankie Jesus. Dankie my koning, dankie my vriend, dankie my verlosser. Tot ons weer gesels.